Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag donderdag 9 Julie 2026. Ons stap hierdie week in die spore van Barnabas. En vandag gesels ons oor Barnabas, die bemagtiger, die een wat omgee. En ons teksgedeelte kom uit Handelinge 11 vers 24 tot 30. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Nou waar Barnabas vroeër met sy vrygewigheid 'n direkte impak op die gemeente in Jerusalem gehad het, nou ons het dit gelees, word hy nou eintlik 'n instrument wat 'n ander gemeente se vrygewigheid aan die gemeente in Jerusalem gaan oordra. In die eerste plek lees ons in hierdie teksgedeelte dat Barnabas vir Saulus gesoek het. Toe gaan hy saam met hom na Antiochië toe en daar het hy saam met Saulus gewerk, hom eintlik daarin ondersteun sodat Saulus sy werk kon doen. Maar sy persoonlike hulpbetoon aan Jerusalem en uiteraard in sy vroeër verblyf daar word nou eintlik voortgesit deur die feit dat hy saam met Saulus gestuur word om dan die hulp Jerusalem toe te neem. En eintlik wil hy daardeur dan nou ook mense bemagtig deur vir hulle te sê, kom ons help mekaar. En daar's 'n redelike afstand gewees tussen Antiochië en Jerusalem, ek bedoel in kilometers, en tog het hulle gegaan en dit geneem sodat die mense wat in Jerusalem swaar gekry het, dan nou daardeur bevoordeel kon word. En dit is eintlik een van die eerste gevalle van onderlinge gemeentesorg en barmhartigheid binne die verband van gemeentes waarvan ons in die Bybel lees. Met sy eie omgee het hy die nuwe gemeente in Antiochië bemoedig, dis waar hy was, sowel as vir Saulus in sy bediening ondersteun, daar waar hy was in Antiochië. En die gemeente is versterk en deur hulle mededeelsaamheid. En dan nou neem hulle hulpsaam Jerusalem toe. En nou kan ons vir Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van omgee. En hierdie omgee word dan nie beperk tot net omgee vir jou eie mense nie, maar ook vir mense wat ver is, maar van dieselfde geloofsverband as jy is. En daarom werk ons as gemeentes baie keer saam in die NG Kerk in 'n ring, soos ook hier waar ons is, 6 gemeentes in hierdie ring. En doen ons projekte soms saam, maar help ons ook mekaar in hierdie ring. Maar ook in die groter kerk, waar die synodes saamwerk. Op die oomblik is ons synode besig om te sê, kom help 'n gemeente in Musina, waar daar 'n hele dorp ontstaan het van mense wat eintlik ons land moet verlaat. En dan doen ons dit, want so help ons mekaar. Kom ons wees ook soos Barnabas. Here Jesus, dankie dat U ons in staat stel om mekaar te kan ondersteun en te help. Mag U gee dat ons hande oop sal wees om mekaar te kan help. Medegelowiges, naby sowel as ver. Ons bid dit in U naam van ons Here Jesus Christus. Amen.